Halleluja. Here, dankie dat ons as konings en priesters van die huis vanmôre kan kom en sê, die geveg behoort aan U, Here. Ons hoef nie in daardie geveg te wees nie, want U woord sê, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En dankie, Here, dat ons sê, op ons knieë sal ons oorwin, deur gebed sal ons deurbreek, deur gebedsverklaringe sal ons deurbreek, Here, want U is die Here van die leerskare, en U wil ek prys, en U wil ek eer, want U is waardig om geprys te word. Ek loof U, Here, want U is koning van die konings, halleluja. Ek prys U naam, van nou af tot in ewigheid. Kom ons gee die Here 'n lieflike lofoffer. Halleluja! Prys die Here, dankie U kan die sitplekke neem. Prys sy naam. Tannie, laat ek Tannie gou hier afhelp. Daar sy. Dankie, dankie. Prys die Here. Jammer vir almal wat nou Vrydag aand blou aangehad het, né, meneer van Staden. Jammer vir jou. Ek hoop jy daai duvet en alles in jou kamer 'n bietjie geruil, daai bloubil duvet en hulle het nou regtig soos die klomp Mr. Beans span gespeel Vrydag aand. My innige simpatie met elke bloubil ondersteuner. Sy, dit lyk vir my die regte span het gister gespeel. Teen die Barbarians. Prys die Here. Vadersdag, julle ken nou, ek praat nooit op Vadersdag of op Moedersdag, net vir vaders in die kerk, net vir moeders in die kerk nie. As jy 'n leier is van iets, en jy het nie jou eie kinders nie, is jy nog steeds 'n vader. Jy het dalk geestelike kinders. Jy het dalk 'n oulike hondjie. Jy het dalk miskien werkgewers, werknemers, ouens wat vir jou werk. So wanneer ek bedien ek oor, dis vandag mannedag. Dis vandag manne wat leiers is. So wanneer ek met jou praat ek met 'n man wat 'n leier is vandag. As jy nou 'n vrou is, jy kan nog steeds iets hier uitkry. Amen. Prys die Here. Blaai saam met my na 1 Samuel die 30ste hoofstuk en ek gaan saam met u lees vanaf die 1ste vers tot die 8ste vers. 1 Samuel 30 vers 1 tot 8 en my tema vanmôre is wanneer 'n vader alles verloor het, maar nie sy geloof nie. Hy kan alles verloor het, maar dalk nie sy geloof verloor het nie. 1 Samuel 30 vers 1 tot 8 en toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die suidland in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê daar met vuur verbrand en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se 2 vroue, Ahinoam en Jezreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, was as gevange weggeneem. So Dawid was gelukkig, 2 vroue, hè?
Moenie my vra nie, maar jy mag nie, hoor. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitterd, elke een oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En Dawid sê vir Abiatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abiatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal. Tot sover die Here seën sy woord. Dawid en sy manskappe was geken as dapper helde. Wanneer hierdie dapper helde uitgegaan het hulle strategies gewerk en hulle het gekyk na wie moet agterbly om die kinders en die vroue en al hulle besittings op te pas. En dan het hulle gaan oorlog voer, grondgebied ingeneem, en dan wanneer hulle terugkom, dan het die vroue gewag, en wanneer die mans terugkom en hulle swaai die vla, dan weet hulle, daar is oorwinning behaal. Maar iets doen Dawid met hierdie gedeelte. Ek wil jy moet verstaan wat het hier in hierdie konteks gebeur. Iets doen Dawid hier en hy sê as die koning en as die leier, luister, geen manskappe gaan nie bly nie. Ons vat almal. So die vroue, die kinders, ons besittings is op hulle eie. Ons gaan oorlog voer, hulle sal oké wees. En toe hulle terugkom van die oorlogsveld af, toe is daar geen vroue, geen kinders, geen besittings wat vir hulle wag nie, behalwe rook en as wat trek, soos wat hulle huisies aan die brand gesteek het. En hierdie 8 verse vertel ons wat het gebeur. Hierdie manskappe was verskriklik kwaad vir Dawid. Jy het niemand van ons hier gelos om die vroue en die kinders op te pas nie. Ons wil jou doodmaak. Ons wil jou seermaak. Ons wil jou stenig. Ons wil jou verwyder as koning, want jy het 'n bad, slegte besluit gemaak. Terwyl die manskappe murmureer en terwyl hulle sê, kom uit, miskien het hulle vir hom geskree, jou lafaard, miskien het hulle vir hom geskree, jy's die slegste koning, miskien het hulle vir hom geskree, jy's 'n slegte leier, miskien het hulle vir hom gesê, dat jy moet hardloop vir jou lewe, maar terwyl hy dan daar in sy aparte tent was, alles val uit af hoor wat hulle met hom wil doen, raadpleeg hy die Here. En die Here sê vir hom, gaan en sit jou vyand agterna. Gaan haal jou vroue, al 2 jou vroue, en sommer hierdie ouens wat jy wil stenig se vroue en kinders ook. En julle besittings, gaan haal dit, ek is met jou.
Maar Dawid het nie opgegee vir al hierdie teekant en slegte seery en dinge wat sy koningskap onderdruk het nie, maar Dawid het opgestaan as leier en het gesê, ek doen wat die Here vir my sê. Vaders word dikwels gesien as die sterk pilaar van die huis. As man word jy gesien as die een wat die hele huis moet dra. Maar wat gebeur as daai sterk pilaar self gebreek word? Wat gebeur wanneer die vader die een is wat moet verloor, want alles wat in sy grondgebied kon verkeerd loop, het verkeerd geloop? Ek meen as ek na myself kyk die afgelope jaar, alles wat op my grondgebied kon verkeerd loop, het verkeerd geloop. Van een hoop op 'n operasie, van 'n ander hoop op 'n operasie, tot die ander hoop op die operasie, tot 'n ander metode, en tot dit, en tot dat, en nog steeds sit 'n mens, en mens moet die Here nog steeds vertrou, en sê, Here, dis nog nie klaar nie, al brand wat om my. Al sê wat ook op my, ek sal die Here bly vertrou. Kan ek 'n amen kry? Ek sal die Here nog steeds vertrou. Jy sien, Dawid kom terug van hierdie oorlogveld af. Hy sien alles aan die brand. Hy sien alles is weggevoer. Hy sien alles. Miskien as jy as man het ook al teruggekom van 'n siekteveld af, van 'n neerslagtige veld, van 'n egskeidingsveld, van 'n huweliksprobleemveld. Jy het al teruggekom van watte veld en al wat jy sien is rook en as wat trek. Om nog steeds te staan en te sê, ek vertrou die Here. Om as man nog steeds te staan en te sê, ek vertrou dat die Here 'n uitweg kan maak. Miskien voel jy vandag jou kinders is deur die vyand ontvoer, soos Dawid en sy manne se kinders. Miskien voel jy jou vrou is deur die wêreldse druk weggevoer van jou hart van liefde af, soos Dawid gevoel het, nog steeds beweeg na die Here toe. As om te hoor wat mense buite jou tent sê, kruisig hom, maak hom dood, hy is nie waardig om 'n koning en 'n leier te wees nie, het Dawid hom versterk in die Here. Manne, luister mooi wat ek vir jou sê, of dit jou huwelik is, of dit jou ouerskap is, of dit 'n werkskap is, of besigheid is, luister mooi wat ek sê, sny jou af van die buite teenkant van mense wat vir jou sê hoe sleg en hoe vieslik en hoe lelik en jy is nie 'n leier nie, en versterk jou in die Here. Jy sien, 'n vader moet weet waarheen om te gaan as alles verkeerd loop. Alles wat kon verkeerd loop, het verkeerd geloop. Om na elke uitstap by hospitaal toe te gaan en terug te kom en jy sien net om jou is rook en as, om nog steeds die Here te vertrou. Om nog steeds jou in die Here te versterk. Daarom sê 1 Samuel 30 vers 4, daarom het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat geen krag meer in hulle was nie, om te ween nie. Dawid het nie probeer voorgee, hy is sterk nie. Manne, ons moet ophou voorgee ons is sterk.
Dawid het gehuil, ek sien, hy en sy manskappe het geween, en hoe erg moet 'n persoon ween, as die Bybel sê, daar was geen krag meer in hulle gewees nie. Hoe sterk moet 'n persoon ween? En terwyl hy ween, het hulle gebreek, hulle het hulle hart uitgestort. Ware geloof beteken nie, jy huil nooit nie. Ware geloof beteken, jy hardloop met jou pyn, na die koning van die konings toe. Leier, jy mag maar sê, alles is nie oké nie. Man, jy mag maar sê, dit het so bietjie aan my geraak, want daar is rook en as wat trek, soos die vyand dit aan die brand gesteek het. Baie paas en manne dra stil hulle pyn, hulle dra stil hulle finansiële druk, hulle gesondheidsprobleme, kinders wat afdwaal, huweliksuitdagings en werksdruk, besigheidsdruk. Maar God verwag nie van jou om voor te gee, alles is reg nie. Hy nooi jou om jou las op hom te werp. Amen. Psalm 55 vers 23 sê, werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. So werp jou sorge op die Here, kan ek 'n amen kry? Werp jou pyn, werp jou seer, werp alles op die Here vanmôre, want hy kyk na jou. Hy sal jou onderhou, hy sal jou nie laat ondergaan nie. Gooi dit op die Here vanmôre, amen? Hou op dit alleen dra. Werp jou bekommernis op die Here. Amen. Gee dit vir die Here vanmôre. 'n Vader moet homself in die Here versterk. Hy kan nie anders as om nie om in die Here te versterk nie. 'n man, 'n leier moet na die Here toe kom en sê, Here, ek versterk my daarin. En nie in die drank, en nie in die verslawing van die lewe, en nie in die pornografie, en nie in al hierdie dinge nie. Ek kan my nie daarin versterk nie. Inteendeel is dit wat jou verder as man gaan verwoes. Maar as jy jou versterk in die Here, gaan hy jou deurdra. 1 Samuel 30 vers 6 sê, en Dawid het dit baie benoud gehad. Met ander woorde, hy was bang. Met ander woorde, hy was depressief. Met ander woorde, hy het vrees gehad. Met ander woorde, ou Dawid wat Goliat verslaan het, was vir hierdie ouens baie bang. Want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Want die siel van die manskappe was verbitterd. Elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Jy sien hy het depressiwiteit gehad, jy sien hy het angs gehad, jy sien hy het vrees gehad, jy sien hy was bang. Maar Dawid het gekom en hy het hom in die Here versterk. En die Hebreëse woord vir versterk is Shazak. Shazak. Wat beteken, Dawid het die Here vasgegryp in sy benoude tyd. Hy het die Here vasgegryp. Nou, hoe lyk dit as jy iemand vasgryp? Kom hier, Roshai. Ja, kom staan julle twee ook hier, dan wys julle dit. Ja, vasgryp. Here, ek kan nie sonder U nie. Ek kan nie. Doen wat julle gedoen het.
Dankie. Dis vasgryp. Ek gryp die Here vas in my benoude tyd. Kan jy die Here vasgryp? Man van jou huis, koning van jou huis, leier van jou huis, leier van jou besigheid, leier van waar ook al jy is, by die werk, kan jy die Here ook vasgryp en sê, ek kan nie sonder U nie, om moed te skep en om sterk te word in die Here. Jy sien, is een ding om te sê, ek gryp die Here vas, terwyl jy daar buitekant hoor, ons gaan jou stenig. Terwyl jy hoor, ons gaan jou doodmaak vandag. En nog steeds in die tent te wees, jou binnekamer te wees. En buite daai deur hoor jy hoe sleg jy is en hoe gaan ons jou verwoes en stenig. En terwyl jy hoor ons gaan jou stenig en hoe swak jy is en hoe verkeerd jy is, nog steeds die Here vas te gryp en sê, my geloof in die Here sal nie wankel nie. Ek staan op die rots van die eeuwe en ek weet hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Dit beteken dat jy die Here kan versterk in jou lewe. Jy sien, daar is elke dag 'n aanval teenoor manne. Daar's elke dag 'n aanval, en ek weet daar's teenoor vroue ook 'n aanval, maar vandag gaan dit oor mans. Daar is elke dag aanvalle teenoor mans. Hulle leierskap, hulle koningskap, maar as een ding wat ek jou wil aanspoor vanmôre, maar moet nie jou koningskap vir die kritiek buite jou binnekamer, buite jou tent, soos Dawid, moenie ingee jou koningskap vir daai kritiek en dreigemente nie, maar staan op die rots van die eeuwe. Jy sien, daar is baie mans, en ek gaan dalk nou so bietjie stir, en ek gaan dalk miskien so bietjie aan iets raak wat ek nog nooit gehoor het nie, maar daar's baie kere mans wat hulle koningskap prysgee, en hulle word vra hulle, hoekom sit hulle onder die spel van 'n Jezebel? Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jou koningskap prysgee nie. Al hoor jy al die kritiek en hoe sê die mense en jou skoonma en wie wat se ook al van skoon wat jy voel is Wilma, al sê hulle wat, jy gaan nie jou leierskap en jou koningskap prysgee nie, want die Here sê, greater am I in you that he is in the world. Prys die Here, hy sê sterker, groter is ek wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Halleluja. Al sê die mense buite jou tent, wat gee jy nog steeds nie hulle die eer nie, maar sê my leierskap bly in die naam van die Here Jesus. Halleluja. Prys die Here, gee die Here lofoffer. Halleluja. Jy sien, Dawid het nie sy krag in mense gekry nie. Hy het nie sy krag uit sy geld gekry nie. Hy het nie sy krag uit sy omstandighede gekry nie. Hy het nie sy krag uit sy soldate en manskappe gekry nie. Maar hy het sy krag in die Here Jesus Christus gevind. Ook hy daardie tyd in die Here gevind. Maar vandag kan ek en jy soos 'n Dawid kom en sê, Here, ek kry nie my krag in 'n mens nie, maar ek kry my krag in die Here Jesus Christus. Halleluja. Dit is waar ek my krag kry. Dawid kon nie op mense steun nie. Hy moes op God vertrou. Die mens op wie hy hom gesteun het, wou hom stenig. Die mens op wie hy vertrou het, wou hom doodmaak. Die mens op wie hy vertrou het, wil sy koningskap gekos het. Maar hy het gegaan en gesê, Here, ek vertrou U.
ek vertrou U. 'n sterkte van 'n man is nie die een wat nooit val nie. Manne, jy gaan baie val en jy mag maar val. Maar dit kos 'n man om weer op te staan. En luister, vroue, luister kinders, wanneer 'n man val, moet hom nie skop nie. Moenie op hom afkyk tensy jy jou hand uitstrek om hom te help optel nie. Alright. Die sterkte van 'n pa, sterkte van 'n man is die een wat telkens terugkeer na God en sê, ek versterk my in die Here. Amen. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Amen. Luister verder wat sê vers 7 na vers 8 toe. Hy sê, Dawid sê vir Abadja die priester, seun van Amielech, bring tog die skouerkleed vir my hier. Nou hy sit in die tent. Hy sê, bring vir my die skouerkleed hier. Daarop het Abadja die skouerkleed na Dawid gebring. Dawid het geweet, ek kan nie sonder my skouerkleed, en gaan nou vir jou sê hoekom, uit hierdie tent uitgaan nie, want hulle soek vir Dawid, maar hulle het respek vir die skouerkleed. Hy sê, Jom, gaan my skouerkleed, terwyl ek my versterk in die Here. Want as ek as Dawid uitgaan, gaan hulle my doodmaak. Maar ek weet hierdie ouens hier buite wil Dawid hê, maar hulle het agting vir die skouerkleed. Hulle het agting vir die salwing. Hulle het agting vir die koning. Gaan al my skouerkleed. Die efod is die Hebreëse woord. Die efod wat beteken, gaan al my lof en aanbidding kleed wat jy my al gesien het dra, wanneer ek in die teenwoordigheid ingaan en ek die Here loof en aanbid. Hy sê, my vriend, gaan al my lof en aanbidding. Jy sien, ek wil vanmôre vir julle sê, wanneer jy dink jou man is stil, gaan jy as die helper, gaan jy as die kind en bring die lof en aan die aanbidding terug na jou pa, na die man, en sê, ons weet nie hoe nie, ons weet nie wat se kritiek is daar buite alles nie, maar ons gaan die Here dien en prys. Halleluja. En saam met die lof en aanbidding is dit ook die priesterlike kleed vir die teenwoordigheid van God. Want Dawid het geweet, as ek my lof gaan aansit, as ek die kleed gaan aansit waarmee ek die Here loof, gaan daar 'n bonatuurlike salwing kom en ek gaan my priesterlike amp opneem. Al sê jou vrou wat, al sê jou kind wat, al sê jou werkgewer wat, al sê jou familie wat, jy is sleg en jy kan nie, is dit tyd vanmôre om op te staan en te sê, Here, ek gaan nie die kritiek van buite af vat nie, maar ek gaan rise in die lof en aanbidding, want daar is iets in jou vanmôre. Ek wil vir jou sê, al die vyand jou stil gemaak, of probeer stil maak, al het jy jou lof en aanbidding op en stil gemaak, al het hy jou gekry om jou gitaar neer te sit en op te hou, Here prys en loof, is dit tyd om die Here weer te begin loof en te prys en te sê, Here, U is amazing in my lewe, want wanneer ons begin loof en wanneer ons gaan begin prys, the enemy shall come down in Jesus' name. Halleluja. Dit sal neerkom in Jesus naam. Jy sien, ek hou van die kerk so, want nou het ek baie beweegruimte. Jy sien, wanneer dit begin gebeur, begin die krag van God oor jou vaardig raak.
dan begin die salwing oor jou triomfeer. Jy sien, ons mag nie stil bly nie. Lof en aanbidding sal die krag en die heerlikheid van God op jou afbring, sodat die pilare van Satan kan val in die naam van Jesus Christus. God soek weer leiers wat sal sê, gee my daai skouerkleed. God soek weer leiers wat sal sê, gee my daai skouerkleed wat ek sal dra. God soek manne wat sal sê, ek sal weer, soos Josua sê, julle kan dien wat julle wil, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar die manne, sekere moderne manne vandag staan, hulle wil my doodmaak, hulle soek my in 'n egskeiding, hulle soek my dit. Man, veg vir jou familie, veg vir jou huwelik, veg vir jou kinders. It is not finished until it is finished. Fight for your healing, fight for your business, fight for it this morning, because of the power of God in your life. Amen. Fight for it. Sit daai skouerkleed weer aan. Sit daai koninklike kleed weer aan. Onthou net, 'n Jezebel is nie 'n mens nie. Is 'n gees van die bose wat opereer, ek wil dit sê. Maar as 'n Jezebel kan kry om 'n leier stil te kry, gaan daai bose mag dit doen. Ek hoor die duiwel is kwaad vandag. Maar ek wil vir jou sê, God soek weer manne wat sal opstaan en sê, ek sit die skouerkleed terug teenoor daai kritiek wat van buite af kom, teenoor daai kritiek wat kom om te sê, ek is sleg en alles, en ek sien net rook en as wat trek, ek sit dit weer terug in my liggaam, die skouerkleed van die Here. Amen. Manne, ons moet weer ook ons eie efod aantrek. Daai skouerkleed wat staan vir lof en aanbidding. Omstandighede steel jou priesterskap van jou huis, maar ek trek weer my efod aan en ek sê, daar is 'n krag in my, nie van hierdie wêreld nie. Jy sien, God soek manne wat weer hulle priesterkleed sal aantrek en sê, ek sal gaan en ek sal weer gaan gesels. Vroue, jy is die leier van jou huis. Vroue, jy moet die man volg. Ek sê nie hy moet op jou kop sit nie, die man is die leier. Maar kom en sê vir jouself, ek sal in die teenwoordigheid van die Here staan en ek sal hom eer met alles wat in my is. Manne, die Here soek weer dat ons weer sal wees. As jy op 'n stadium jou lewe kon gee vir die RSA weermag, want dit was verpligtend, wil ek vir jou sê, gee jou vir die koninkryk van die Here en sê, Here, ek soek weer gesag en autoriteit en geestelike dissipline in my lewe terug en dis hoekom ek daai efod wil dra. Ons kan maklik getuig oor weermag daar en polisie daar, maar wanneer ons oor geestelike dissipline praat, dan is dit stil. Kom ons begin breek oor ons geestelike dissipline. Amen. Met jou efod aan, kan jy eers God raadpleeg. In ander woorde, met jou skouerkleed aan, kan jy God raadpleeg. In vers 8 sê, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Hy die skouerkleed van sy lof en aanbidding terugsit, het hy een ding voor hom. Nou moet ek uit hierdie tent uitkom, want ek hoor nog steeds hierdie ouens sê,
stenig hom. Maak hom dood. Hy het ons in hierdie gemors gebring. Ek is my vrou kwyt, ek is my kind kwyt, ek is daai kosbare besitting kwyt, ek is armoede, kyk, dit is net rook en as. En hy sit daai skouerkleed aan en hy kom uit daai tent uit. Ek weet nie wat het hy gesing nie, maar hy het lof en aanbidding in hom gehad. Toe hy tent uitkom, toe sê hy, die Here is my krag. Dalk het hy Moses se lied gesing. Weet jy, Moses het daai, weet julle waar kom daai lied vandaan, die Here is my krag en my psalm uit my heil geword. Moses se lied. En dalk het hy Moses se lied in sy hart gehad en hy kom uit en hy staan voor hy ons wat sê, ons staan nie met die klippe. Die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. Hom sal ek roem, hom sal ek eer, my God en my Vader, hom sal ek verhef, my God en my Vader, hom sal ek verhef. Kom ons sing hom, die Here is my krag en my psalm, hy het my tot heil geword, hom sal ek roem, hom sal ek eer, my God en my Vader, hom sal ek verhef, my God en my Vader, hom sal ek verhef. Wel, ek weet nie van julle ouens nie, maar ek gaan my vroue haal en my kinders en my besittings. En as julle wil kom. Ek gaan hulle haal. David, wat sê jy? Daai klippe wat jy vir my geboek het, kom ons boek het vir elkeen van die vyand. Kasababa shekende. Jy sien baie keer boek ons vir die mens 'n klip. Ons wil die mens stenig, ons wil die mens oordeel, ons wil die mens afbreek wat 'n verkeerde besluit gemaak het. Ons wil vir die pa vertel hoe sleg en slap hy is. Ons wil vir die man vertel hoe useless hy is, maar ons kan nie daai klip boek vir die mag. Ons wil die mens vernietig. Kom ons vernietig die bose magte. Hoor julle wat ek sê vanmôre? Ek het julle in die begin van die diens gesê, ek gaan anders bedien vanmôre. Never be surprised wanneer die Heilige Gees jou op 'n thrill ride vat nie. Amen. Prys sy naam. Ek sweer ek het ADHD vanmôre. David raadpleeg die Here en die Hebreëse woord wat raadpleeg is, met ander woorde, hy met sy skouerkleed die Here geraadpleeg, is radaf. So die efod was sy lofaanbidding, skouerkleed, sy priesterlike kleed. En dan het hy saam met sy efod, sy radaf, ek gaan nou radaf met die Here. En toe die Here begin radaf, gesels, raadpleeg, beteken, ek sal die vyand gaan hand en uitred wat aan my behoort. God soek dapper helde, wat sal sê, radaf, sê my Here, moet ek gaan jag en gaan haal wat aan my behoort. Jou huwelik behoort aan jou. Jou besigheid behoort aan jou. Nie aan die vyand nie. Nie aan die regering nie. Jou finansies het die Here vir jou gegee. Gaan jag jou seëninge terug. Gaan haal dit soos daai lied sê, went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. He's under my feet. He's under my feet. Satan is under my feet. Nou ek weet nie manne van jou nie, maar ek wil vandag sê, Satan is under my feet. Amen.
Pastoor, is jy 'n drama queen? Nee, ek is geboost met Holy Ghost power, Holy Spirit power, nie Holy Ghost. Holy Spirit. Beteken manne, moenie sit en treur oor wat verlore is nie. Staan op en jaag dit na en gaan vat terug wat aan jou behoort. Gaan vat terug. Ek kry manne wat sit. Dit het nou gebeur, my vrou met my. Dit het nou maar gebeur. My gesig is so gebore, is so geslaag, ek sal eendag so begrawe word. Veg vir jou gesin. Veg vir jou kinders. Veg vir wat joune is. Veg daarvoor. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Amen. Jy sien 'n vader wat in geloof optree, 'n man wat in geloof optree, kry terug wat die vyand van hom gesteel het. Hy gaan terugkry. Want vers 18 en 19 van 1 Samuel 30 sê, so het Dawid dan alles gered. 1 Samuel 30 vers 18 en 19, hy sê, so het Dawid dan alles gered. Ek wil julle moet sien wat sê hy. Dawid. En so het Dawid alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het. Ook sy 2 vroue het Dawid bevry. Niks van hulle is vermis nie. Klein of groot, seuns of dogters, of iets van die buit, niks van alles wat hulle vir hul saamgeneem het nie. Luister mooi, Dawid het alles teruggebring. Waar is die manskappe? Waar is die ouens wat gemoun het? Ons gaan ons steenig. Toe hy sy efod aansit, toe hy sy radaf aansit, kom aan kerels, wie gaan saam? As jy terugkom, wag ons vir jou. Jy gaan ons haal. Jy gaan ons vrou haal. Ek lees nie, Dawid en die manskappe het hulle vroue gaan haal nie. Dawid het sy 2 vroue, hy het ingegaan. Ek wil weer eens sê, ek promoveer nie, môre man mag 2 vroue hê nie. Maar Dawid het gegaan en hy het in daardie area van die vyand ingegaan en hy het gesê, voordat ek enige ander man se vrou gaan haal en terugvat, ek soek my vrou. Waar is hy 2 vroue van my? Hy het geveg wat syne is. Sababa shebebene. Is tyd dat jy moet gaan haal jou huwelik weer terug. Is tyd dat jy moet gaan haal jou besigheid weer terug. As jy gaan wag vir die ouens wat saam met jou gaan, gaan jy lang wag. Jy moet hulle gaan haal. Jy is die een wat die efod dra.
die ander kon ook die efod aangesit het. En hulle het nie hulle efod van aangesit nie, hulle het opgegaan en gesê, ons wag vir jou, en hier kom Dawid terug, met sy 2 vroue, met die ander manne. Die Bybel sê, niks het verlore gegaan nie, en die vrouens het gesê, dit het hulle, en Dawid man alleen, het 'n hele area gaan omkeer van die vyand, en almal teruggevat. As God met jou is, wie sal teen jou is? As God met jou is, wie sal jou dan kan teëgaan? Amen. Jy sien vanmôre, God kan herstel wat verlore is. God kan jou gesondheid herstel wat verlore is. Hy red die wat gelei het. Hy tel op die een wat gebroke is. Daar is manne wat vandag voel, ek is moeg, ek is uitgebrand, ek is baie sleg gesê, ek is nie meer effektief soos wat ek was 'n paar jaar terug nie. Toe ek terugkom van 'n oorlogsveld af, van 'n werksveld af, van 'n teleurstellende besigheidsuittrip en wat ook al, toe ek terugkom, toe sien ek net rook en as wat trek. Vir die hoeveelste keer dreig jou vrou, sy wil jou skei. Vir die hoeveelste keer is daar valse stories oor jou. Die boodskap wat ek vandag vir jou wil sê, wanneer jy alles verloor het, moenie jou geloof verloor nie. Sit jou lof en aanbiddingskleed terug. Sit jou skouerkleed van jou priesterlike koningsamp terug. Al brand jou landerye hoe erg, dit is tyd om terug te gaan haal. Is tyd om terug te gaan neem. Dit is tyd om op te staan en te sê, dit is nie verlore nie. Kom ons staan. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ek wil bid, Here, dat U vanmôre hierdie gemeente, maar spesiaal elke man vanmôre, sal wys, hulle is kosbaar, sal wys, hulle is geseënd, sal wys, hoe wonderlik is die Here nie vanmôre nie. Ek wil bid, Here, dat U vir hulle bonatuurlik sal seën vanmôre, met goedheid en guns oor hulle sal wees. Ek wil bid vir elke man, Here, dat U vandag net vir hulle in hulle besighede, in hulle huise, in hulle huwelik, in wat ook al, Here sal seën. Voeg hier 'n huwelik weer in eenheid, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie, U kan die sitplekke neem. Gaan die eerste videoklip voordat ek die mans vorentoe roep.